Goeiemôre, welkom by vandag se oggenddiens. Dit is my gebed dat hierdie boodskap vandag vir jou 'n groot seën sal wees. Deur hierdie YouTube kanaal het God vir ons 'n geleentheid gegee om al meer as 10 miljoen kykers met ons Afrikaanse boodskappe te bereik. En ons glo, dis nog net die begin. Jy kan help om die woord van God verder te versprei deur hierdie boodskap te deel met vriende, familie wat jy weet vandag die woord van God nodig het. Besoek gerus raymondlomba.com vir meer video's, artikels en boeke wat jou in jou geloof kan versterk. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou lewe verryk in Jesus Christus, ons Here. Amen. Die van julle wat nou nie weet nie, ons Sondagmôre het ons 'n reis deur die boek Lukas, die evangelie van Lukas. Sondagaande reis ons deur die sendbrief van Jakobus. So Sondagoggende kyk ons na die evangelie van Lukas, Sondagaande kyk ons na Jakobus. So vanmôre ons reis en ons gaan ons nou maar so stukkie vir stukkie deur die boek, bring ons by Lukas hoofstuk 18 en ek wil vir jou lees vanaf vers 9. Ons het ons laas opgehou by vers 8, né? So as jy nie hier is, sal jy dit miskien nou nie weet nie, tensy jy na ons video's kyk, maar andersins, Lukas 18 vanaf vers 9. En hy, dis nou Jesus, het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is, en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbreekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en gee 10des van alles wat ek verkry. En die tollenaar, ver weggestaan, en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar hy het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. En ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. Dierbare Here, daar was 'n dag in Israel se geskiedenis toe U by 'n plek met die disippels en mense was. Toe U hierdie gelykenis vertel het bykans 2000 jaar gelede. Here Jesus, daar het baie min dinge verander in die mens oor 2000 jaar. Ons is nog almal gebore met 'n sondige natuur. Maar dankie ook dat U ons wederbaar en kinders van God maak en ons 'n nuwe goddelike natuur gee. Maar Here, wat die mens betref, dat baie min dinge verander, selfs in die moderne tyd, ongeag alles. Die mens is nog steeds die mens wat U geformeer het die eerste keer in die tuin van Eden. Here, in my gebed vanmôre is dat die mense wat U daardie dag mee gepraat het, ons is ook so sulke mense vandag. Ons het nodig om by U te hoor wat U vir ons wil sê. Open ons ore, open ons harte, open ons verstand, om te kan begryp wat U vir elkeen van ons individueel vandag wil sê deur U woord. Laat U heerlike woord sy goddelike loop in ons harte neem. Ons bid dit in Jesus lieflike naam, Vader, en al die kinders van die Here sê, Amen. So, wat sê jy van die fariseer? Wat sal ons hom noem? 'n selfmisleide mens?
Hoe tragies. Dat jy jouself so kan mislei en dit nogal dink dat God daarna kyk. Wat sal jy sê van die tollenaar? 'n Mens wat bewus is van sy eie tekortkoming en sondes? So, laat my wonder, as ek so na hierdie gelykenis van Jesus kyk, is dit nie maar ook in ons dag dieselfde nie? Ek dink ons daar is 'n bietjie erger, waar die klem vandag lê op selfaktualisering. Die klem lê vandag, ons leef vir die oomblik en jy leef vir jouself. Die huidige samelewing is 'n kultuur van, en ek gaan nou 'n vreeslike woord gebruik, narcissisme. Waar daar is 'n sieklike siekte vir die self. En ons beweeg al hoe verder weg van die woord van God af. En God word op die agtergrond geskuif en die self, die mens, kom na vore. Want onthou, waardes word bepaal deur idees. Laat ek vir jou dit so verduidelik. En dit is, jy moet jouself lief hê. Jy moet goed voel oor jouself. En ek skuld dit aan myself. Hierdie ding wat ek doen, ek skuld dit aan myself. Maak nie saak of jy jou in skuld gedompel het of wat jy doen nie, maar ek verdien dit. En die self word nou die hoogtepunt vir hierdie waardes en ook selfs van die waarheid. Want jy sien, ons word geleer in ons samelewing, jy moet 'n goeie selfbeeld hê. Ons samelewing praat nie van om nederig te wees nie. Jy moet jouself laat geld. Daar is daai selfagting en selfrespek, it's about you and yourself. Want jy sien, die humanisme, die God van humanisme, wil ons stroop van die wete, dat ons is geskaap in die beeld van God, want jy het nie God nodig nie, jy is jou eie God, in humanisme, wat jy met God maak. Want die mens word verhef. Die mens gaan oor selfaktualisering, gaan oor my, wat ek wil hê in die lewe. Ek bedoel, hoekom dink jy pleeg so baie Japaneese selfmoord? Hulle het van die hoogste selfmoord in die wêreld is onder Japaneese, want hulle het nie die Big Five. Ek bedoel nie die diere van Afrika nie, ek bedoel hy het nie 'n yskas nie, hy het nie 'n mikrogolf nie, en hy het nie 'n woonstel op sy naam. As jy nie Big Five het, dan pleeg hulle selfmoord. Want there's no God. Hy voel hy misluk, hy kan nie vir sy familie sorg nie. Want dit gaan mos oor, en hulle speel hierdie liedjie, die New Agers ook. Hulle karring ook aan met hierdie liedjie. Vind die God in jouself. Dis hierdie wêreldse goed wat die mense daar buitekant mee te doen het, want hulle ken nie God in sy gebod en sy woord nie. Ontdek jouself. In populêre predikas, hulle gaan net so met baie van hierdie self-seeker churches. Wat gaan ons oor jou? Die Here is lief vir jou en dit gaan net oor jou en die Here gaan vir jou voorsien en alles gaan net oor jou. Hy wil jou net happy hê. Hy wil nie jy moet kwaad wees vir hom nie. Jy weet, dit moet net lekker gaan. Dit is so siek. Want jou probleem is nie sonde of rebellie volgens hierdie mense nie. Maar dit is jou gebrek aan selfwaarde. Jou selfbeeld, so preek hulle. Nee man, ruk jou reg, jy moet net 'n bietjie beter beeld oor jouself hê. Dan gaan dit met jou beter gaan. Die wysie mag verander, maar die liedjie is een en dieselfde. Want die doel van die lewe is om net gelukkig te wees. Dis die kern van die boodskap. So, vriende, is dit waaroor die lewe regtig gaan? Gaan dit oor jou? Oor jouself? Is dit nie belangrik dat ek en jy tot stilstand kom, na die Bybel kyk en sê, wat sê God oor my? Wat sê God vir ons? Wat sê God oor die mens? Nie wat sê humanisme nie, in die wêreld nie. Want wat God oor ons sê is totaal iets anders as wat die wêreld vir jou vertel. Wanneer God gesien word vir wie hy werklik is, dan alleen kan jy jouself verstaan.
en jouself sien soos God wil jy jouself moet sien. Want dan kry die lewe betekenis en sinvolheid. Wanneer jy na die woord van God kyk, theosentries en vanuit God se oogpunt en nie egosentries diself nie. So hier is die storie. Want jy kan sien, die een se fokus is so op homself. Dis mos hoekom die Here hierdie gelykenis vertel het, want die gelykenis was, die fariseer se oë was so op sy selfregverdigheid en homself gefestig en wat hy in die lewe doen en bereik en sy godsdienst so hy die Here dien. Ek wil die teks sê letterlik, die Here het hierdie gelykenis vertel met die oog daarop dat sommige op hulle self vertrou. Dis die eie ek. Dat hulle regverdig is. Hulle kyk na hulle self en hulle verag die ander mense. Dis hoekom Jesus dit vertel het in die eerste plek. Want hierdie fariseer, hy verteenwoordig daai gesindheid. Laat my dink aan David Myers toe hy geskryf het. Hy praat net van sy boeke oor the inflated self, die opgeblaasde self. Dis ons samelewing, die self. Die moderne mens vandag is minder besorg oor God as oor hulle self. Hulle is vasgevang. Hulle is so besig met hulle eie persoonlike goedkeuring. Waar is God se goedkeuring in jou lewe? Hulle wil goed voel oor hulle self. Dit laat my maar net besef, ek en jy het nodig om soms net tot stilstand te kom, dat die Here met ons kan praat, en dat die Here vir ons kan sê, en dat ons sy stem kan hoor. Die probleem met jouself is, jy is so vasgevang in jouself, in die eie ek, dat jy tred verloor met die werklikheid. Want waarheid is absoluut. Die wêreld kan kom en gaan. Jesus sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord nooit in ewigheid. Sit met 'n Bybel, wat staan deur al die eeue, al die millenniums, tot in alle ewigheid sal die woord nooit kan verander nie. Dis God se woord. So, die probleem is die self. Want die self is op die troon in die hart, in plaas van dat Jesus die plek beklee, want hy maak dit dan reg. Soos wat ek en jy moet kyk na onsself en die lewe om ons. So, in hierdie gelykenis wil ek jou neem na 2 beelde. Kom ons gaan kyk net eers na die beeld van die fariseer. So hier staan, en so vertel die Here vir ons, daar was 'n fariseer, en hy het by homself so gebid, o God, ek dank U, ek is nie soos ander mense nie, rowers en onregverdiges en egbreekers, of soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, en ek gee 10% van alles wat ek verkry. Ok, so Jesus sê, hoe het hy gebid? Hy het gestaan, nou oor die algemeen, in die Bybel, wanneer mense bid, sal jy sien, hulle staan en bid. Selde wat jy hoor, niemand val neer en bid. Oor die algemeen staan hulle. So die fariseer, hy staan by homself. Ja, dis presies wat dit is. By homself. Ek dink hy praat ook met homself. Ek dink die God luister na hom. Hy staan by homself en hy praat met homself en hy dink die Here hoor hom. Nou, gebed natuurlik is mos God gesentreerd, is dit nie? As jy bid, jy roep mos die Here aan wanneer jy bid. Is dit nie? Hoekom bid jy? Jy roep die Here aan. Maar die man het 'n probleem met die ek. Die eie ek is sy probleem hier, want sy gebed gaan oor homself. Eers verduidelik hy vir God, ek is nie soos ander mense, en kyk wat se lelike dinge doen hulle, maar kyk wat se goeie dinge doen ek. So eers neem hy die posisie in van, ek is beter as 'n ander mens, want hy sê, ek dank U, ek is nie soos ander mense nie. Die tweede deel van sy gebed het te doen met, maar ek doen al hierdie dinge, en die derde ding is, die tweede een is, ek doen nie hierdie dinge nie, maar ek doen derdens al hierdie dinge. Hy vertel dit nou vir die Here baie mooi, dat die Here nou sy goedkeuring kan gee.
Wat ontbreek is, daar's geen lofprysing vir God nie, daar's nie erkenning vir God nie. Daar's nie 'n belydenis van sy skuld of sy sonde nie. Dis ver van sy gedagte. Inteendeel, sy gebed is eintlik 'n persoonlike selfgelukwensing. Hy is besig om homself op die skouer te klop. Hy is beïndruk om homself te vergelyk met ander mense en hy is nie soos hulle nie. So in sy eie oë, hier is 'n mens, hy gaan staan voor die Here en hy sien homself as regverdig. Ek is 'n regverdige mens. Hy regverdig homself. So ek het jou gesê, ek praat oor die misleiding. Wat se misleiding gaan nie aan? Ek kan vir jou 3 dinge uitwys. Die eerste ding wat vir my duidelik is, hy het 'n opgeblaasde beeld van homself. As jy dit oor jouself het, het jy 'n probleem. Die oomblik as jy dink jy's beter as ander mense, you've got a big problem. Hy is skuldig aan trotsheid en selfgesentreerdheid. Hy gaan staan voor die Here vol van homself. En eintlik openbaar dit sy blindheid, sy geestelike blindheid voor God. Hy kan dit nie sien nie. Hy kan net om die dood nie sien wat God sien nie. Hy verstaan niks van sy eie sondige mensheid nie. Hy erken dit nie. So as iemand vol is van homself, dan sien hy nie sy skuld raak nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, hy het 'n afgeblaaste beeld van God. Hy wil God degradeer op die vlak waar hy wil hê God moet wees. Want sy gebed toon 'n gebrek aan lofprysing, verheerliking, danksegging, smekinge. Daar's geen gebed waar hy God smeek vir genade of vergifnis. Hy sien homself as iemand wat hy beïndruk ander mense. Die derde ding is sy verdraaide sin van waardes. Hy fokus op wat hy doen en nie doen nie. En nie op wie hy was nie. Sy fokus is, kyk wat doen ek? En ek doen nie dit nie, maar kyk wat doen ek? Ek doen nie dit nie, maar kyk wat doen ek? Alles behalwe op homself, wie hy as 'n mens is binnekant. Dit laat my dink hoe Billy Sunday het eendag gesê, 'n trotse, opgeblaasde persoon is 'n voordeur, maar die oomblik as jy instap by die voordeur, dan is jy by die agterplaas, jy's dwarsdeur. Daar's net niks. Wees amper soos, ons kom partykeer in klein dorpies, en die dorpie wat vir jou sê, welkom dat jy ons kom besoek, is dieselfde dorp wat sê, dankie dat jy ons besoek het. Jy weet, dit is dieselfde bord. So, dit is party mense lewe, as jy inkom, as jy al klaar raak, daar's net niks, dis net wind. Die probleem met hierdie man, selfs in God se teenwoordigheid, hy kan nie onder die oppervlak van sy eie lewe sien wie hy werklik is nie. En dis wat so siek is van die storie. Wanneer jy blind is vir jouself, daar is nie nog blindheid wat erger as dit is. As jy nie kan raak sien wat ander mense sien nie, as jy nie kan raak sien wat God sien nie, dan is jy blind. En hy kan dit nie sien nie. Hy sien iets anders. En die groot probleem met hierdie man is, hy is geestelik blind. Hy dink hy sien, maar hy is geestelik blind. Weet jy, Jesus het op 'n dag gesê, as die donkerheid in jou, jy dink jy het lig, maar die lig in jou is donkerheid. Hoe donker is hy donkerheid nie? Jy kan dit net nie sien nie. As ek na die tollenaar kyk, hier's 'n geestelik verarmde mens. Wat het hy? Die tollenaar het ver weg gestaan. So hy wil nie eers, hy gaan na die tempel toe. Hy wil na God toe kom. Maar sy hart, en hom nie bring tot daar nie, hy gaan staan ver weg. En hy wou nie eers na die hemel opkyk waar God woon nie. In die Bybel sê God se troon
het hy in die hemel gevestig. En hy slaan op sy bors. Dit hier diep binnekant. Dit eet aan hom. Hy slaan op sy bors. En hy sê net 6 woorde. Die Fariseer het baie te sê. Hy het net 6 woorde. O God, wees my sondaar genadig. 6 woorde. Nou ja, jy weet ons pastore vertel partykeer vir mekaar stories. As ons by pastoor by einkomste kom, ons het nou oor 3 weke weer een klomp predikante. En jy ervaar baie dinge so met die jare in die bediening. En te vertel die eendag, nee, hulle was by 'n bidhuur, maar hy het hierdie broer in die bidhuur dat as hy begin, was op Woensdae aande, dan as hy eers begin, he loves his own prayer so much, hy hou nie op met bid nie. Ek bedoel letterlik, hy hou net nie op nie. So die een aand in die bidhuur, toe kon die mense na, hy 'n uur besig om te bid, toe kon die mense dit weer vat nie, toe klop die pastoor op die skouer en hulle is by die deur uit. En einde ten laaste, toe staan die pastoor nog daar, toe is dit nog meer as 'n uur, toe bid die man nog steeds, all by himself, hy is net besig, hy neem nie ander mense in ag nie, hy gaan maar net aan. En hy gaan toe na die man toe en hy klop op sy skouer en hy sê, broer, ekskuus tog, hier is die sleutel, as jy klaar, sluit jy die deur wanneer jy gaan. En toe is hy ook uit. Die broer moes toe maar later die sleutel vir hom bring. Wel, hierdie man het net 6 woorde. O God, wees my sondaar genadig. En God hoor hom. 6 woorde oor sy lippe en God hoor dit. Daar was 'n ander man, hy het ook 'n kort gebed gebid. Al wat hy gebid het, was eintlik maar meer 'n versoek. Die versoek was direk aan Jesus gerig, kan ek jou net herinner. Dit was toe Jesus aan die kruis vir ons gehang het en sy bloed van die kruis gedrup het. Toe hang daar 'n man langs hom op sy eie kruis. En hy sê die woorde: Dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom. 10 woorde. Daai 10 woorde het vir hom die paradys geword. Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daai 10 woorde het hom na die hemel geneem, want toe Jesus opvaar, toe neem hy die paradys in die hoogte in die hemel. Hy's in die hemel. Oor 10 woorde wat oor sy lippe gekom het. Net 10 woorde. Hierdie sondaar, hierdie geestelik veragterde mens in baie se oë, tollenaar, belastinggaarder vir die Romeinse regering, skuim van die aarde, vat ons, die volk van die Here se geld, en gee dit vir die Romeine, en het hom gehaat, tollenaars. O God, wees my sondaar genadig. Have you ever prayed that prayer in your life? Het jy al ooit in jou lewe dit gebid? Het jy al ooit vir God gevra in jou hart, vergewe my sondes? Die feit dat hy op sy bors slaan, is 'n teken van gebrokenheid en verslaanheid. Alles van hierdie man praat van nederigheid, gebrokenheid. Hy het geen illusies oor wie hy is nie. Ek verdien niks. Ek is 'n sondaar.
Hy's desperaat. Hy bring geen verskonings nie, moet ek jou herinner. Hy weet, een ding weet hy, God vergewe nie verskonings nie, God vergewe sondes. Ek sê, God vergewe nie jou verskonings nie, God vergewe jou sondes. Hoor jy wat ek sê? Ek en jy kan nie met verskonings kom, my ma of my pa of my werkgewer of my vrou of my kind het my hierdie goed laat doen in my lewe. Los die verskonings. Ek en jy moet net kom soos ons is. Hy het geen begeerte om hom met ander mense te vergelyk nie. Vergeet die persoon langs jou. Jy kan jou nie met ander mense vergelyk nie, jy staan voor God alleen. Jy kan nie voor God enig staan terwyl jy jou vrou of jou man se handjie vashou nie. Jy gaan alleen wees. Die kind gaan nie mamma se hand vashou en agter mamma staan, sy gaan my beskerm teen God. Ain't gonna happen. Die Bybel sê klein en groot almal voor God staan. Vriende, luister. Moenie met verskonings kom nie. Kom met erkenning. Kom met nederigheid. En wie wat sê Jesus? Ek sê vir julle. Listen to me. Wat sê Jesus? Ek sê vir julle. Wow. Hy's dood ernstig. Hierdie laaste een. Het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En wie homself verneder, sal verhoog word. Wow. Die tollenaar is huis toe. Nie omdat hy gevoel het hy's geregverdig deur God nie, maar Jesus sê God het hom regverdig verklaar. Hy staan in die regte verhouding met God. So, hier's my vraag voor ek afsluit. Wat het ons geleer uit hierdie gelykenis uit? Wat leer ons? Onthou jy vers 9, wanneer ek net myself sien? Weet jy dit? Dan sê fariseer, né? So terloops, wat daai fariseer betref, wanneer jy net jouself sien, Romeine 10 vers 3 praat oor hierdie mense. Paulus sê, want omdat hulle, daai man in kluis, die geregtigheid van God nie ken nie, het hulle eie geregtigheid probeer oprig, hulle het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. As baie mense wat hulle probeer hulle eie geregtigheid oprig, oor hoekom ek reg is. Stop het. Ek het niks om te staan voor God, om te sê hoekom ek reg is nie. Want regverdigmaking is onmoontlik vir die wat roem in geregtigheid, dan is dit weg. Dis soos die ou wat ek julle vertel het 'n tyd gelede, wat die kerk het besluit dat hulle het in die gemeente vergader, wie is die nederigste persoon in julle kerk? Toe gee ek vir die persoon 'n medalje, en die Sondag toe het hy die medalje oorhandig, toe hang hy dit vir almal om te sien, toe vat hulle onmiddellik terug, want ons is nie meer nederig nie. Jou selfbeeld, jou selfvertroue, jou selfkonsep, hoe mislei? Sien jou soos God jou sien. Tensy ons onsself sien in die lig van die heiligheid, in die geregtigheid van God. En God se genadige vergifnis in Jesus Christus ontvang. Wil ek vir jou sê, is jou selfbeeld gebou op sand. Gaan nie hou nie. Fariseer het sy tyd gemors. Die Here soek by my in jou hart soos die tollenaar. Om God te ken, voor hom nederig te buig,
Dis wat hy van my vra. So ek wil afsluit met vriende, ek moet dit nou vir jou sê. Daar's geen plek vir selfsatisfaksie voor God nie. Verstaan nie wat ek gesê het? Daar is nie plek vir selfsatisfaksie voor God nie. Jy kan nooit op 'n punt kom waar jy tevrede is met jouself. Vers 14 sê, wie homself verneder, sal verhoog word. As jy jouself verhoog, gaan jy verneder word. Is dit my plek voor die Here vanmôre? Hier's 'n nagmaaltafel, want dit roep tot ons. Die nagmaaltafel praat nou met ons. Maar dit gaan oor hoe Jesus homself verloon het, homself verneder het, 'n kruisdood gesterf het, aan 'n kruis om ons sondes weg te was. Laat ons nie selfmisleide mense wees nie. Mag die Here my bewaar dat ek myself mislei en dink ek is beter as 'n ander mens of meer regverdig as iemand anders. So vriende, wanneer ek en jy by hierdie tafel kom nou, dit spreek tot my en jou van 'n Here Jesus Christus wat hom verneder het tot die dood toe. Sê die woord van die Here in Filippense 2, tot die dood van die kruis. En daarom het God hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sal buig elke knie van hulle wat in die hemel, op die aarde en onder die aarde is. Het jy al jou knieë voor hom gebuig? Hierdie is 'n wonderlike geleentheid vanmôre. En wil ek nou ook by sê, hierdie is nie die tafel van die volle evangelie kerk lewende woord gemeente nie. Dit is nie die kerkraad se tafel nie, dis nie die leierskap se tafel nie. Dis die tafel van die Here. En die tafel van die Here is vir al die kinders van die Here. Vir of jy 'n lidmaat hier is of nie, dit is nie so nie. Dit is vir God se kinders. Ek moet dan vir julle iets sê, hier's 'n dierbare moeder wat ek ontmoet het net voor die diens, eerste keer in my lewe 'n vrou ontmoet wat ek nog nooit voorheen regtig nie oë kon kyk nie. As hy het vir my so iets kosbaar gesê. En ek wil baie versigtig wees hoe ek dit sê. Sy sê vir my, sy sê, pastoor, ek is nou redelik nuut hier by julle en ek kom nou al die afgelope 6 maande hier na julle toe. En sy sit nou hier in die diens, so ek gaan nou nie vra om op te staan nie. En sy sê vir my hierdie woorde, sy sê, waar ek vandaan kom, het ons net 1 keer in 3 maande nagmaal gebruik. En hier by julle het ons elke maand nagmaal. En dis so wonderlik vir my. Ek sê, ja moeder, dit is so. En ek wegstap, want ek is op pad bidkamer toe. En ek wegstap bidkamer toe, dink ek by myself, wow. Die kerk waar ek vandaan kom, 1 maal in 3 maande, sê nou maar net, ek is daai 3 maande op daai Sondag uitstedig, of ek is dalk siek of iets, en ek kan nie by die kerk wees nie, dan beteken dit ek net 1 keer in 6 maande nagmaal gebruik. My hare staan op my lyf reg op en ek tog, Here, dankie tog dat ons elke maand kan nagmaal hê. Toe was ek net in my hart so dankbaar. Hoekom? Want Jesus sê, wanneer jy van hierdie brood eet en jy van hierdie beker drink, doen dit tot my gedagtenis. Ek wil nie elke 3 maande of 6 maande eers aan hom dink nie. Ek wil elke maand myself herinner aan wat Jesus gedoen het. So baie dankie in elk geval moeder vir daai woorde wat jy gespreek het. So ja vriende, Paulus sê ek het van die Here Jesus ontvang. Die nag waar hy vir hulle het brood geneem, dis wat hulle gedoen het en hy het dit gebreek en het gesê neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En dan het hulle gewoonlik die brood so om die tafel gestuur. Elkeen het sy stuk afgebreek. Maar ons sal dit nou nie met julle doen nie. Ek het vir julle elkeen julle aparte een hierso. En toe hy klaar is, toe die beker neem, toe sê hy, hierdie beker, en hy het nog nooit voorheen gesê nie. Ek bedoel, hy het al 3 jaar lank met sy disippels Pasga gehad. Maar hierdie is die laaste Pasga maaltyd wat hy ooit op aarde sou hê, want hy word die volgende dag gekruisig. En vir die eerste keer in sy lewe sê Jesus vir sy disippels, wat hy nog nooit gesê het nie. Hy sê,
Hierdie beker is my bloed, die bloed van 'n Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Never said that before. Vorige jaar het hy dit gesê, die 3 jaar, hy het dit nooit gesê nie, vir die eerste keer. Hulle sou dit eers agterna uitvind, nadat hy gekruisig is. Wanneer hulle gedurig bymekaar kom op die eerste dag van die week, om brood te breek, en om die tafel van die Here te onderhou. So hier is jy, hier is die tafel van die Here, as jy sy kind is jy welkom. Jy hoef nie baie te bid nie. Miskien het jy daai 6 woorde wat jy wil sê, wanneer jy van hierdie nagmaal, dalk in jou hart wil jy net sê, O God, wees my sondaar genadig. Hy hoor dit. Hy hoor dit. Miskien wil jy vir hom dankie sê, dat hy sy lewe vir jou gegee het. Miskien het jy 'n versoek, wat jy tot hom wil rig. Dan kan jy dit ook doen. Wat 'n wonderlike oomblik van die maand, om Jesus Christus in gedagtenis te roep, en ons siele te verkoop met die wete, die graf is leeg, hy het opgestaan, hy is in die hemel, aan die regterhand van die Vader. Die Bybel sê, laat ons na die troon van genade gaan, om barmhartigheid te verkry, en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Ons het 'n voorspraak by die Vader, die regverdige, wat vir ons intree. Ons het die Heilige Gees wat vir ons intree, ons het Jesus. Vader, dankie dat Jesus nou in die hemel is, ons verlosser, ons saligmaker, die een wat hom verneder het tot die dood van die kruis, opgestaan het, uitgestap het op die 3de dag, en hy leef tot in alle ewigheid, en nou woon hy in die hemel, van waar hy sal kom om ons eendag te kom haal. En Here het gesê, eet van hierdie brood, drink van hierdie beker, totdat ek weer kom. Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Kom Here Jesus, kom gou. Dankie Vader. Kom ons eet saam tot sy eer. Die ete, die beker, kom ons drink saam. Amen, baie dankie julle.